Goeiemôre, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg dat ek bietjie tyd met julle kan spandeer in God se woord en ja, want is so vol wysheid en rykdom. En is so lekker om in God se woord in te gaan en te weet dit versadig jou siel. Dit versadig jou siel, dit gee vir jou daai vreugde wat die wêreld nie vir jou kan gee nie, maar dit is ons keuse om dit te onderhou. Dit is ons keuse om elke dag in God se woord te gaan spandeer. Dit is ons keuse om op te staan in die oggend en uit te gaan en gesê, Here, U het hierdie dag vir my gegee. U het ook 'n verantwoordelikheid op my gesit, op jou gesit, om uit te gaan en die werke te gaan doen. Maar dis ons keuse om dit te doen of nie. En dis die wonderlike ding van die Here wat ons dien. Hy gee vir my en vir jou vandag 'n keuse. En hy stel dit so mooi vir ons neer hierso en ek lees vanoggend uit Deuteronomium, hoofstuk 30, as julle daarna toe wil lees en gaan kyk, en ons ken die storie van die Israeliete. Ons ken dit, ons ken hulle ongehoorsaamheid, ons weet hoe was hulle en hoe het hulle opgetree, maar hier kom die woord van die Here en dit sê vir ons hierso in vers 11, want hierdie gebod, wat ek jou vandag beveel, is vir jou nie te swaar nie, en is nie ver nie. Dis die eerste ding wat hy daar vir ons sê is, want 'n doktrine is swaar op jou skouers, want dit is al vol van daai dinge, jy mag nie, en jy moet so, en daar's soveel reëls wat in plek is met 'n doktrine wat die kerke gewoonlik in plek sit, dat naderhand voel ons so te neergedruk, ons voel so, dit is te veel. En dan skuif ons van daai kerk na daai kerk, of ons doen dit, of ons doen dit nie meer nie, maar hier sê die Here vir jou, dit is nie te swaar nie, en is nie ver nie. Dis die ander ding wat ons in ag moet neem hierso, die wonderlike ding van God se woord, dis nie meer daar nie, dis nie meer na 'n hoëpriester of deur 'n hoëpriester nie, dit is hier, dit is waar ons dit nodig het. En kyk wat sê dit, ek meen nie, dis Ou Testament. Voordat hulle het geweet, die verlosser kom. Hulle het dit geweet. En tog praat die Here hierso met ons, met my en jou vandag, en sê, nommer 1, dis nie te swaar, hierdie gebod van die Here is nie te swaar nie. Nommer 2, dis nie te ver nie. Ons hoef dit nie daar in die wêreld te gaan soek nie. Ons het dit hierso. Hoe soek ons dit? Hoe kry ons dit? Ons lees dit, ons spandeer tyd in God se woord en ons spandeer tyd met God. Maar dis ons keuse. En dis die wonderlike ding wat hy hierso sê vir ons, nee. En hy sê, dit is nie in die hemel nie. Sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die hemel opklim en dit vir ons gaan haal en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. Sien, dit is daai dis nie ver nie, dit is nie daar nie, en hy vra weer, dit is ook nie oor kan nie see nie, dit is nie buite jou bereik nie, dit is nie daar waar net die volgende kruispad, of daar waar as ek gered is, dan sal ek het, nee, dit is hier, hy sê, dit is ek nie oor kan die see nie, sodat jy moet sê, wie sal vir ons na die oorkant van die see oorvaar, en dit vir ons gaan haal, en ons dit laat hoor, dat ons dit kan doen. So dis een ding om te hoor, maar dis 'n ander ding wat hy hierso vir ons sê, dat ons dit kan doen. Sien, daar het hulle al geweet, daar is nie ergens nie, maar as ons die woord het en ons besef, wat het ons tot ons beskikking, dan ewe skielik sê dit vir ons moet dit nie net hoor nie, ons moet dit ook doen, 'n keuse, nee. Jy gaan elke Sondag kerk toe, of jy luister 'n Bybelversie, of jy lees jou Bybel elke dag, en dan kom daar 'n situasie voor jy, en jy weet wat reg en verkeerd is, en jy kies partykeer die verkeerde ding. En ja, elke een van ons maak foute, elke een van ons, en dis die wonderlike ding van God se woord, en God, hy is altyd daar om ons te ontvang met oop arms, om te sê, kom na my toe, almal wat moeite is, almal wat belas is, almal wat hartseer is, almal wat voel hulle kan nie meer nie, kom, gaan na die Here toe, want hy is altyd daar, en hy sê hierdie woord vir ons, nee, om dit te hoor en dit te doen, om dit te hoor en dit te doen. Hy sê, maar baie naby jou is die woord.
Hy, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees aangeneem en onder ons kom woon. Immanuel, God met ons. Dis die God waarvan hy so praat, dis die woord waarvan hy so praat, Ou Testament, Nuwe Testament, maak nie saak nie, God bly God. En dit is wat ons aanbid hierso, dit is God wat hy sê hierso, die woord is naby jou vandag. Moenie vir 'n oomblik dink dat God is buite jou bereik nie. God is buite, ver van jou af weg nie. En jy moet eers skoon kom en ek moet eers my lewe in orde kry en ek moet sekere dinge eers doen en dan sal ek goed genoeg wees om by God in te kom. Nee, jy is klaar. As gevolg van die werk aan die kruis, die volmaakte, die volkome, die werk wat hy daar gesê het, Jesus het gesê, dit is volbring, dit is klaar. Daai werke sê vir ons, vir my en vir jou, dat die woord naby ons is. Naby ons is. Maar weens ons keuse om dit te hoor, na dit te luister en dit te aanvaar, die verlossingsboodskap te aanvaar wat Christus vir ons gedoen het en gegee het. Dit is daai wat hy sê, nee, dit is in jou mond en in jou hart om dit te doen, weer eens. Daai keuse om dit te doen. Jy weet niks as jy dit nie doen nie. Sê om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk. Eenvoudig nie. Wil jy gelukkig wees? Daar's nie een persoon wat kan opstaan en sê nee, ek wil nie vandag gelukkig nie. Ek wil hartseer wees. Ek wil. Nee, hierso sê jy dit vir ons. Hey. Kyk, ek het vir jou vandag voorgehou die lewe en die geluk. Eenvoudige keuse, nee. Wil jy lewe en geluk hê of die dood en die ongeluk? 'n Keuse, maklik. Maar weet jy wat? Ons het dit tot ons hierso. Ons het dit vir ons hierso. En hy sê vir ons daar, wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insetting en sy verordeninge te hou. Eenvoudige boodskap, nee. Ken die Here in alles wat jy doen. Ken hom, wees lief vir hom. Is dit nie wat Christus kom sê en hy sê al die wette, al die gebooie is opgemaak, is eenvoudig gemaak in daai eerste twee gebod. Die een is, wees lief vir die Here met jou hart, siel, gees en liggaam en alles wat in jou is. En die tweede een, wees lief vir jou naaste soos jouself. Dit is daai wat die wêreld sal sien, dat jy my disippels is, nee. Dat jy die Here se disippels is. Hoe sien hulle dit? Deur die werke wat ek en jy doen. Nie dat ons hulle weet, ja, jy is daai ou wat in die kerk sit elke Sondag, of ja, jy is daai ou wat het 'n biduur toe gaan, of hulle sien dit in die vrugte wat jy dra, hulle sien dit in hoe jy met jou medemens oor die weg kom. En ja, dit is moeilik partykeer. Ek sê nie vir 'n oomblik dit is maklik nie, maar die Here gee vir ons daai wonderlike ding, daai wonderlike woord, daai wonderlike belofte om te sê, kies jy vandag die lewe en die geluk of die dood. Eenvoudig soos dit, nee. Wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê en sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën en in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem. Dit wat jy doen, dit waaraan jy raak, as jy die Here eer in alles wat jy doen, gaan hy dit vermenigvuldig. Beteken dit wat jy doen, jou werk, jou studeerwerk, jou leerwerk, jou familie, jou gesin, alles gaan hy vermenigvuldig. Die geluk wat jy het, die vreugde wat jy het, dit gaan net meer en meer en meer word en mense gaan daar sit en hulle gaan verstom wees, want hulle gaan sê, hoe is dit moontlik? In die tye waarin ons lewe, het jy soveel vrede en vreugde en liefde en blydskap. Hoe is dit moontlik? En hier sê dit, die woord van die Here sê, lewe in sy insettinge, lewe in sy weë. En hy sal dit doen, hy sal dit vir jou vermenigvuldig. En dan die land waarin jy gaan jy in besit neem. Beteken die besigheid waarin jy gaan, die werk wat jy wil doen, die verhoudings waarin jy wil gaan. God gaan dit in jou hande vir jou gee. Hoekom? Want jy bly naby aan hom. En dan wil hy jou gelukkig maak en hy wil sien hoe jy
vermenigvuldig en in besit neem dit wat klaar aan die Here behoort. Dit behoort klaar aan die Here. Dis ons verantwoordelikheid om in te gaan en dit te gaan in besitting neem. Maar hoe doen ons dit? Naby aan die Here. Naby aan die Here. Jy gaan nie op jou eie pad daarin kom nie. Jy gaan nie op jou eie gedagtes, as jy jou eie gedagtes volg en alles, dan gaan jy jouself net in die voet skiet. Want jy gaan kom op daai plek waar jy besef, dit is nie van die Here af nie. Daar is soveel meer wat die Here in stoor het. Daar is jou limits, my beperkings. Ek het net soveel krag in my, ek het net soveel vermoë in my. Daarna kom die Here en hy maak deure oop en hy maak hy gee vir jou situasies. En dan bly jy naby aan die Here en jy stap deur dit saam met die Here. Want die Here het dit al klaar in plek gesit. Dis ons verantwoordelikheid nou om te hoor, om te luister en te gaan doen. Maar dit begin by daai, eer die Here jou God, wees lief vir die Here jou God, bly naby aan die Here jou God en wandel in sy weë, en dan sal al daai ander dinge in plek val vir jou, sodat jy in daai beloofde land, in daai situasie kan instap en besit neem, sodat jy sê, dit behoort aan die Here en ek is die Here se dienskneg en die Here het my hiernatoe gestuur om hierdie dit te doen. En daardeur eer ons die Here, nee. En as nog soveel rykdom is, maar as jy hart hom afwend en jy nie luister nie en jou laat verlei sodat jy jou voor ander gode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dae nie verleng in die land waarheen jy oor die Jordaan trek en dit nie in besit gaan neem nie. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Is dit nie 'n wonderlike ding daar? Die Here gee vir ons daai keuses, hy gee vir ons en hy sê vir jou vandag, wat gaan jy kies? Sien ons, vir al die Suid-Afrikaners, hulle is so, Engelse woord sal wees fickle. Weet, hulle is so, weet, ons dien hierdie God en dan daai God en dan daai God en dan daai God en ons sit mense en dinge en daai goedjies op pedestals en dan val hulle en dan beweeg ons aan na die volgende en die volgende en die volgende. Plaas dat ons net die Here daar plaas. Kom ons sit die Here weer waar hy hoort. Kom ons sê vir die Here, Here, ek wil naby aan U beweeg, ek wil naby aan U wees, ek wil naby daar waar U my wil seën, dis waar ek wil wees, Here. Ek wil U volg, ek wil na U luister, en ek wil dit doen wat U in my hart geplaas het om te doen, en is nie te laat nie. Dit is nie te laat nie, ons kan nie meer agter ons kyk en sê, ja, maar ek het daai situasie en daai geleentheid en daai misgekyk en misgeloop en nou val jy in daai diepe depressie in. Nee, die Here sê, los wat agter jou is. Die wat sy hand op die ploeg slaan, hy kyk nie agter hom nie, want dan gaan hy mos so skeef ploeg. Fokus op dit wat voor jou is. Wat is voor jou? Wat die Here, hierdie belofte, die belofte van lewe en geluk, die belofte van seën, die belofte van daai beloofde land wat jy in besit gaan neem, dit is wat voor jou lê. So Here, ek bid dit vandag oor elke persoon wat luister na hierdie woord vanoggend, dat dit sal uitsprei, dat dit sal uitgaan soos 'n veldbrand, dat mense sal besef dat die Here het soveel beloftes vir my en vir jou in stoor. Dis ons verantwoordelikheid om naby hom te bly, te luister na sy stem en gehoorsaam te wees en dit te gaan doen. Neem dit in besit om te sê, hierdie is wat die Here vir my instoor het. Hierdie is die belofte wat ek van die Here ontvang het deur naby aan hom te beweeg, deur sy woord te bestudeer en daarom gaan ek dit in besit neem en ek gaan geseënd wees, nie net ek nie, maar ek en my nageslag, jy en jou nageslag sal geseënd wees as ons in die weë van die Here wandel. En dis my gebed vir jou huisgesin, vir jou familie, vir jou verhoudings, vir jou besigheid, vir jou werksomstandighede, vir jou leerwerk, die wat leer in hierdie tyd. Mag jy geseënd wees
in Jesus naam. Mag jy 'n wonderlike week hê, en as die Here se wil is, dan praat ons weer volgende week. Ek groet jou vandag in Jesus naam. Amen.